Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Daar is gebeurtenisse in 'n mens se lewe, wat wanneer jy terugkyk, jy weet dit net die hand van God kon gewees het. Miskien het jy iemand raakgeloop wat jou aan jou huweliksmaat voorgestel het. Of 'n kollega het dalk bedank en skielik is jy bevorder. Of iemand wat jy van geen kant af ken nie, het vir jou iets gesê wat direk tot jou hart gespreek het. Dit is alles tekens van God se guns en hoe sy hand dikwels in sekere situasies in ons lewens werk en ons moet leer om dit raak te sien. Sodat wanneer die versoeking kom om te begin twyfel, jy jouself sal herinner aan al die deure wat God al vir jou oopgemaak het. Daar is nie so iets soos toeval in 'n kind van God se lewe nie. So as so iets gebeur, erken dat dit God is en moet dit nie vergeet nie. Psalm 103 vers 2 sê, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Om te onthou wat God vir jou voorheen gedoen het, versterk ook jou geloof wanneer jy bid. Sukkel jy vandag om met vrymoedigheid te bid as gevolg van jou huidige omstandighede? Hier is die geheim. Dink terug aan al die gebede wat God voorheen beantwoord het. Wanneer jy terugdink aan al die gebede wat hy in die verlede beantwoord het, versterk dit jou geloof vir wat jy hom nou vra om te doen. Kan jy nog onthou hoe Dawid vir Goliat verslaan het? Dawid het Goliat verslaan deur terug te dink aan hoe God hom gehelp het om die beer en die leeu te verslaan. En dit het hom die geloof gegee om Goliat te kan verslaan. Dieselfde God wat vir Dawid opgedaag het, sal vir jou ook opdaag. As hy dit voorheen vir jou gedoen het, sal hy dit weer doen. Wanneer jy tyd neem om sy goedheid en getrouheid te onthou, versterk dit jou om aan te hou om die goeie stryd van geloof te stry wanneer dinge moeilik is. Here, dankie dat ek myself vandag kan herinner aan hoe goed U vir my was in die verlede. U het my gebede verhoor en my trane raak gesien. Toe ek U aangeroep het terwyl ek in nood was, het U my geantwoord. Vandag kom ek weer na U toe vol geloof en vertroue, dat U my vandag ook sal hoor. In Jesus naam bid ek dit.